Dit is die onvermydelike wil van Elohim, dat die blanke nasies van die westerse wêreld oorval word met die volksvreemde en donker rasse. Daarom is dit onvermydelik dat die ontwerpe van internasionale Jode, oftewel Edomiete, teen die blanke ras sal voortgaan. Hierdie toedrag van sake sal seevier, totdat die blanke ras tot bekering kom en leer om die afgode wat hy aanbid, wat aan hom voorgehou is deur daardie selfde internasionale Jodedom te verwerp. Dit is net onvermydelik dat diegene wat jy aanbid, jou gode en meesters word. Vandag aanbid die hele Christendom en sommiges in die Israel-waarheid die Jood, die Edomiet, die ewige vyand van die een ware Elohim volgens Maleagi 1 vers 3. En solank dit gebeur, sal die hele Christendom en die sulkes ly. Die belangrikheid van 'n kennis van geskiedenis as 'n voorvereiste vir die verstaan van Bybelse profeseë kan nie oorbeklemtoon word nie. Aangesien die profeseë van gebeure aangaande stamme en nasies voorspel en die meeste van die Oud-testamentiese profete ongeveer 2500 jaar gelede geskryf het, hoe kan 'n mens hulle geskrifte onderskei sonder kennis van die geskiedenis sedertdien? By gebrek aan enige basiese begrip van geskiedenis, is vandagse kerkgangers en lesers van die skrif daartoe gelei om die stamme van die Ou Testament verkeerd te identifiseer, en so dwaal hulle op allerhande krompaaie af, hul oortuigings en hul geloof vertroebel met die dwalings van Judeo-kerklikheid. Terwyl baie goeie blanke Christenmense en opregtes van hart die idee dat ons blanke nasies tans oorval word met volksvreemdes sterk afkeer, durf min hul argumente op grond van rasseterme definieer. Hulle pastore sou hulle as onchristelik belaster en die verdoofde polities korrekte meerderheid sou hulle as rassiste bestempel. Dit is te veel vir die meeste om te dra, daarom bly hulle eerder stil en passief. Op hierdie einste tyd is dit elke blanke Adamiese nasie op die aarde wat oorval word met uitheemse volke. Of dit nou Brittanje, Kanada, Australië, Duitsland, Rusland, Suid-Afrika of Frankryk is, vreemdelinge van een of ander derde wêreld ras het in toenemende getalle blanke nasies ingestroom. Tog is daar geen politieke oplossing vir hierdie probleem nie, en geen van die Adamiete van hierdie oorspoelde nasies, almal sogenaamde demokrasie, is ooit vooraf hul mening oor die saak gevra nie. Ons is eerder die afgelope paar dekades deur die massamedia, georganiseerde godsdienste en opvoedkundige instellings gekondisioneer om diversiteit en multikulturaliteit as onvermydelike werklikheid te aanvaar. Die einste orkestrasie van al hierdie ondernemings in gemeenskap met die immigrasiebeleide van die westerse birokrasie openbaar op sigself die verborge hand van die Edomiet wat agter die skerms werk. Wat die eertydse Israeliete betref, was om met vreemdelinge oorval te word een van die gevolge van ongehoorsaamheid aan Majesteit Yahweh ons Elohim. Ons lees in Levitikus 26 vers 14 tot 46 as volg: Maar as julle nie na my luister en al hierdie gebooie nie doen nie, en as julle my insettinge verwerp, en as julle siel my verordeninge verag, sodat julle nie al my gebooie doen nie, en my verbond verbreek, dan sal ek ook dit aan julle doen. Ek sal verskrikking oor julle beskik, die tering en die koors wat die oë verteer en die lewe laat versmag. Julle sal ook te vergeefs julle saad saai, want julle vyande sal dit opeet.
en ek sal my aangesig teen julle rig, sodat julle voor jul vyande verslaan word, en julle haters sal oor julle heers, en julle sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie. En as julle dan nog nie na my luister nie, sal ek voortgaan om julle 7voudig weens julle sondes te tugtig, en ek sal julle trotse mag verbreek, en sal julle hemel maak soos yster en julle aarde soos koper, en julle krag sal te vergeefs verbruik word, want julle land sal sy opbrengs nie gee nie, en die bome van die land sal hulle vrugte nie gee nie. En as julle heel teen my verset en na my nie wil luister nie, sal ek meer pla op julle lê, 7voudig ooreenkomstig julle sondes, en ek sal die wilde diere van die veld onder julle instuur, en dit sal julle kinderloos maak en julle vee uitroei en julle verminder, sodat julle paaie verlate sal wees. En as julle hierdeur jul nie deur my laat tugtig nie, maar julle teen my verset, sal ek my ook teen julle verset en julle ook 7voudig tref weens julle sondes. En ek sal 'n swaard oor julle bring wat die wraak van die verbond sal uitoefen. En as julle dan in jul stede terugtrek, sal ek pes onder julle instuur, en julle sal in die hand van die vyand oorgegee word. As ek vir julle die staf van die brood verbreek, sal 10 vroue julle brood in 1 oond bak, en julle brood by die gewig teruggee, en julle sal eet, maar nie versadig word nie. As julle ook hierom nie na my luister nie, maar julle teen my verset, sal ek my in gramskap teen julle verset, en ek sal julle ook 7voudig tugtig weens julle sondes, en julle sal die vlees van julle seuns eet, en die vlees van julle dogters sal julle eet, en ek sal julle hoogtes verwoes, en julle sonpilare vernietig, en julle lyke op die lyke van julle drekgode gooi, en my siel sal 'n weersin in julle hê, en ek sal julle stede in pynhope maak, en julle afgesonderde plekke en julle lieflike geur nie ruik nie. Ja, ek self sal die land verwoes, sodat julle vyande wat daarin gaan woon, daaroor verstom sal staan. En ek sal julle onder die volke verstrooi, en 'n swaard agter julle uittrek, en julle land sal 'n wildernis en julle stede pynhope word. Dan sal die land vir sy Shabbatte vergoeding kry, al die dae van sy verwoesting, terwyl julle in die land van julle vyande is. Dan sal die land rus en vir sy Shabbatte vergoeding gee. Al die dae van sy verwoesting sal dit rus, die rus wat dit nie gehad het in julle Shabbatte toe julle daarin gewoon het nie. En wat aangaan diegene wat onder julle oorgebly het, ek sal in hulle hart 'n vreesagtigheid bring in die lande van hulle vyande, sodat die geruis van 'n verwaaide blaar hulle op die loop sal ja. En hulle sal vlug, soos 'n Adamiet vir 'n swaard vlug en val, sonder dat iemand agtervolg. En hulle sal struikel die een oor die ander soos vir die swaard, alhoewel niemand agtervolg nie. En julle sal voor julle vyande nie kan standhou nie, maar julle sal omkom onder die nasies, en die land van julle vyande sal julle verteer. En die wat onder julle oorgebly het, sal oor hulle ongeregtigheid wegteer in die lande van julle vyande, ja, ook oor die ongeregtighede van hulle vaders saam met hulle wegteer. Dan sal hulle hul ongeregtigheid bely, en die ongeregtigheid van hulle vaders, deurdat hulle ontrou teen my gehandel het, en ook dat hulle hul teen my verset het, sodat ek my ook teen hulle verset het en hulle in die land van hulle vyande moes bring, of as hulle onbesnede hart hom dan verneder, en hulle dan boet vir hul ongeregtigheid, sal ek dink aan my verbond met Jakob, en ook aan my verbond met Isak, en ook aan my verbond met Abraham sal ek dink, en aan die land sal ek dink. Maar die land moet eers van hulle verlate wees, en moet vir sy Shabbatte vergoeding kry, terwyl dit woes lê sonder hulle.
en hulle sal vir hul ongeregtigheid boet, omdat hulle my verordeninge verwerp en hulle siel my insettinge verag het, maar ook dan, as hulle in die land van hul vyande is, verwerp ek hulle nie en verag ek hulle nie, sodat ek 'n einde aan hulle sou maak en my verbond met hulle sou verbreek nie. Want ek is Jahweh, hulle Elohim, maar ek sal tot hulle beswil dink aan die verbond van die voorvaders wat ek uit Mitsraim, Egipte, voor die oë van die nasies uitgelei het, om vir hulle 'n Elohim te wees. Ek is Jahweh. Dit is die insettinge en die verordeninge en die wette wat Jahweh tussen hom en die kinders van Israel by die berg Sinai deur die diens van Moses gegee het. Dan lees ons verder in Deuteronomium 28 vers 15 tot 68. Maar as jy nie luister na die stem van Jahweh jou Elohim, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Vervloek sal jy wees in die stad, en vervloek sal jy wees in die veld. Vervloek sal wees jou mandjie en jou bakskottel. Vervloek sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land, die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee. Vervloek sal jy wees by jou ingang, en vervloek sal jy wees by jou uitgang. Jahweh sal teen jou stuur die vervloeking, die verwarring en die bedreiging in alles waar jy jou hand aanslaan, wat jy moet doen, totdat jy vernietig is en totdat jy gou tot niet gaan vanweë die boosheid van jou handelinge, dat jy my verlaat het. Jahweh sal maak dat die pes jou aankleef totdat hy jou vernietig uit die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. Jahweh sal jou swaar tref met tering en koors en vurige koors en ontsteking en droogte en brandkoring en heuningdou. En hulle sal jou agtervolg totdat jy omkom. En jou hemel wat bo jou hoof is, sal koper, en die aarde wat onder jou is, yster wees. Jahweh sal die reën van jou land poeier en stof maak, van die hemel sal dit op jou afkom, totdat jy vernietig is. Jahweh sal maak dat jy voor jou vyande verslaan word. Op een pad sal jy teen hom uittrek, en op 7 paaie sal jy voor hom uitvlug. En jy sal 'n skrikbeeld vir al die koninkryke van die aarde word. En jou lyke sal as voedsel dien vir al die voëls van die hemel en vir die diere van die aarde sonder dat iemand hulle skrik maak. Jahweh sal jou swaar tref met swere van Mitsraim en met geswelle en skurfte en uitslag waarvan jy nie gesond kan word nie. Jahweh sal jou slaan met kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring, sodat jy op die middag sal rondtas soos die blinde in die donker rondtas, en in jou wees sal jy geen voorspoed hê nie, maar jy sal voortdurend net verdruk en beroof wees, sonder dat daar 'n helper is. Jy sal jou met 'n vrou verloof, maar 'n ander man sal haar skend. 'n Huis sal jy bou, maar daarin nie woon nie. 'n Wingerd plant, maar dit nie in gebruik neem nie. Jou bees word voor jou oë geslag, maar jy sal nie daarvan eet nie. Jou esel word voor jou weggeroof en sal na jou nie terugkom nie. Jou kleinvee word aan jou vyande gegee sonder dat daar vir jou 'n helper is. Jou seuns en jou dogters word aan 'n ander volk gegee, terwyl jou oë dit sien en die hele dag na hulle smag, sonder dat daar mag in jou hand is. Die vrugte van jou land en al jou werk sal 'n volk eet wat jy nie ken nie, en jy sal voortdurend net verdruk en hard behandel word. En jy sal kranksinnig wees vanweë die gesig van jou oë wat jy sal sien. Jahweh sal jou tref met bose swere aan die knieë en aan die bene, waarvan jy nie gesond kan word nie, van jou voetsool tot jou skedel.
Jahwe sal jou en jou koning wat jy oor jou sal aanstel, na 'n nasie laat gaan wat jy en jou vaders nie geken het nie, en daar sal jy ander gode, hout en klip dien. En jy sal 'n voorwerp van verbasing, 'n spreekwoord en 'n spot wees onder al die volke waarheen Jahwe jou sal wegvoer. Jy sal baie saad op die land uitbring, maar min insamel, want die sprinkaan sal dit afeet. Wingerde sal jy plant en bewerk, maar geen wyn drink of wegbere nie, want die wurm sal dit opeet. Olyfbome sal jy hê in jou hele grondgebied, maar jy sal jou nie met olie salf nie, want jou olywe sal afval. Seuns en dogters sal jy verwek, maar hulle sal vir jou nie wees nie, want hulle sal in gevangenskap gaan. Al jou bome en die vrugte van jou land sal die sprinkaan in besit neem. Die vreemdeling wat by jou is, sal hoër en hoër oor jou opklim, en jy sal laer en laer afsak. Hy sal aan jou leen, maar jy sal nie aan hom leen nie. Hy sal die kop en jy die stert wees. En al hierdie vloeke sal oor jou kom en jou agtervolg en jou inhaal, totdat jy vernietig is, omdat jy nie geluister het na die stem van Jahwe jou Elohim, om sy gebooie en sy insettinge wat hy jou beveel het, te hou nie. En hulle sal by jou 'n teken en 'n wonder wees, en by jou nageslag tot in ewigheid. Omdat jy Jahwe jou Elohim nie met vreugde en vrolikheid van hart, weens die oorvloed van alles gedien het nie, sal jy jou vyand wat Jahwe teen jou sal stuur, dien in honger en in dors, en in naaktheid en in gebrek aan alles. En hy sal 'n uisterjuk op jou nek sit, totdat hy jou vernietig het. Jahwe sal teen jou 'n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos 'n arend vlieg, 'n nasie wie se taal jy nie verstaan nie, 'n nasie hard van aangesig, wat 'n grysaard nie ontsien, en vir 'n seun geen goedgunstigheid het nie. En hulle sal die vrug van jou vee, en die vrugte van jou land opeet, totdat jy vernietig is. Wat vir jou geen koring, mos of olie, aanteel van jou beeste of aanteel van jou kleinvee sal laat oorbly, totdat hulle jou tot niet gemaak het nie. En hulle sal jou in benoudheid bring in al jou poorte, totdat jou hoë en versterkte mure val, waarop jy in jou hele land vertrou het. Ja, hulle sal jou in benoudheid bring in al jou poorte in jou hele land, wat Jahwe jou Elohim jou gegee het, en jy sal die vrug van jou liggaam eet, die vlees van jou seuns en jou dogters wat Jahwe jou Elohim jou gegee het, in die belering en in die benoudheid waarmee jou vyand jou benoud sal maak. Die vertroetelde en baie verwende man by jou, sy oog sal sy broer en die vrou wat hy lief het, en sy oorige kinders wat hy nog behou het, skeef aankyk, sodat hy aan geen een van hulle iets sal gee van die vlees van sy kinders wat hy eet nie, omdat daar vir hom niks anders oorgelaat is in die belering en in die benoudheid waarmee jou vyand jou in al jou poorte benoud sal maak nie. Die vertroetelde en verwende vrou by jou, wat van verwendheid en weekheid nooit probeer het om haar voetsool op die grond neer te sit nie, haar oog sal die man wat sy lief het en haar seun en haar dogter skeef aankyk, ook haar nageboorte wat tussen haar voete uitgaan, en haar kinders wat sy sal verwek, want sy sal dit stilletjies eet by gebrek aan alles in die belering en in die benoudheid waarmee jou vyand jou in al jou poorte benoud sal maak. As jy nie sorgvuldig al die woorde van hierdie wet hou wat in hierdie boek geskryf is, om hierdie roemryke en gedigte naam, Jahwe, jou Elohim, te vrees nie, dan sal Jahwe oor jou en oor jou nageslag buitengewone pla bring, groot en aanhoudende pla, en kwaadaardige en aanhoudende siektes,
en hy sal weer op jou bring al die kwale van Egipte waarvoor jy bang was, sodat hulle jou aanklewe. Ook allerlei siektes en allerlei pla wat in die boek van hierdie wet nie geskrywe is nie, dit sal Jahwe teen jou laat opkom, totdat jy vernietig is. En julle sal met min Adamiete oorbly, in plaas dat julle gewees het soos die sterre van die hemel in getal, omdat jy nie geluister het na die stem van Jahwe jou Elohim nie. En soos Jahwe oor julle bly was, om aan julle goed te doen en julle te vermenigvuldig, so sal Jahwe oor julle bly wees om julle tot niet te maak en julle te vernietig, en julle sal uitgeruk word uit die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. En Jahwe sal jou verstrooi onder al die volke, van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde, en daar sal jy ander gode, hout en klip dien wat jy en jou vaders nie geken het nie, en onder daardie nasies sal jy geen rus hê nie, en vir jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie. Maar Jahwe sal jou daar 'n bewende hart gee, en smagtende oë en 'n kwynende siel, en jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang, en jy sal nag en dag skrik, en van jou lewe nie seker wees nie. In die môre sal jy sê, ag, was dit maar aand, en in die aand sal jy sê, ag, was dit maar môre, vanweë die skrik van jou hart wat jou sal aangryp, en vanweë die gesig van jou oë wat jy sal sien. En Jahwe sal jou op skepe na Mitsraim terugbring, op die pad waarvan ek vir jou gesê het, jy sal dit verder nie meer sien nie, en daar sal julle aan jul vyande as slawe en slavinne verkoop word, maar daar sal geen koper wees nie. Broers en susters, mede-volksgenote, die verwydering en vermindering van die vreemdelinge, die volksvreemdes, is een van die seëninge van gehoorsaamheid aan Majesteit Jahwe. Ons lees dit in Levitikus 26 vers 3 tot 13. As julle in my insettinge wandel en my gebooie hou en dit doen, sal ek julle reëns gee op die regte tyd, en die land sal sy opbrengs gee, en die bome van die veld sal hulle vrugte gee, en die dorstyd sal vir julle aanhou tot die druiweoes, en die druiweoes sal aanhou tot die saaityd, en julle sal jul brood volop eet en veilig in julle land woon. Ook sal ek vrede gee in die land, sodat julle sal lê en rus, sonder dat iemand julle skrik maak. En ek sal die wilde diere uit die land laat verdwyn, en geen swaard sal deur julle land trek nie. En julle sal jul vyande agtervolg, en hulle sal voor julle val deur die swaard. 5 van julle sal 100 agtervolg, en 100 van julle sal 10.000 agtervolg, en julle vyande sal voor julle val deur die swaard, en ek sal my na julle wend en julle vrugbaar maak en julle vermenigvuldig, en my verbond sal ek met julle bevestig. Julle sal ou koring van vorige jare eet en die oue laat plek maak vir die nuwe, en ek sal my tentwoning onder julle oprig, en my siel sal julle nie verag nie. En ek sal in jul midde wandel en vir julle 'n Elohim wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Ek is Jahwe julle Elohim wat julle uit Egipte uitgelei het, dat julle nie hulle slawe moet wees nie. En ek het julle jukskeie verbreek, en het julle regop laat loop. Deuteronomium 28 vers 1 tot 14. As julle dan goed luister na die stem van Jahwe julle Elohim om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal Jahwe jou Elohim jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van Jahwe jou Elohim. Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld. Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam, en die vrugte van jou land, en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste, en die aanteel van jou kleinvee. Geseënd sal wees jou mandjie in jou bakskottel.
Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang. Jahwe sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek en op 7 paaie voor jou uitvlug. Jahwe sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aanslaan. En hy sal jou seën in die land wat Jahwe jou Elohim jou sal gee. Jahwe sal jou vir hom as afgesonderde volk bevestig soos hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van Jahwe jou Elohim hou en in sy weë wandel. En al die volke van die aarde sal sien dat die naam van Jahwe oor jou uitgeroep is en hulle sal vir jou vrees. En Jahwe sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat Jahwe aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee. Jahwe sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën. En jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. En Jahwe sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie, as jy luister na die gebooie van Jahwe jou Elohim wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen, en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie. Terwyl die omstandighede van vandag ietwat anders is as wat dit vir ons antieke voorouers was, het die algemene oorsake en gevolge nie verander nie, en daar is ander profesieë wat ons situasie vandag voorspel, maar tog baie agtergrond in die geskiedenis en Bybelse profesie-presedente vereis om te verstaan. Slegs kort uiteensetting kan hier gegee word. Van voor die uittog, ongeveer 1450 voor Meshiach, tot en met die Assiriese ballingskap van Israel, 741 tot 676 voor Meshiach, het baie van die Israeliete reeds na die kus van Europa, Noord-Afrika en die Britse eilande geëmigreer. Daar het hulle gevestig onder baie van die blanke Jafitiese stamme, wat hulle in daardie plekke vooraf gegaan het. Die hoofliggaam van die Israeliete, wat deur die Assiriërs in ballingskap geneem was, en onder die ander Adamiese nasies van Mesopotamië en naby Asië hervestig was, het egter noordwaarts na Asië en Europa versprei. Hiervan het die groter aantal weswaarts migreer as die Keltiese, dit is nou die Keltiese in teenstelling met die Proto-Keltiese, en Germaanse stamme. Dit was die verstrooiing van Israel wat deur die profete voorspel was. Vir meer inligting en dieper agtergrond rakende die verstrooiing van Israel en wie die Israeliete vandag is, kyk gerus na die volgende dokumentêr wat beskikbaar is op YouTube. Terwyl baie van die inwoners van die Romeinse Ryk self verstrooide Israeliete was, tesame met Adamiese Jafetiete, dit is die nageslag van Jafet, en ander Shemiete, die nageslag van Sem, en moenie die Shemiete met Jode verwar nie, het die Germaanse stamme Europa oorheers, en al die Noord-Europese nasies, insluitend die Engelse en Franse, het uit elemente van hierdie stamme voortgekom, saam met die Jafitiese Slawiese nasies in die ooste. Dit is vir die grootste deel die oorblyfsel van die blanke ras vandag, en dit is die ware, wettige Israel van die skrif, beide Nuwe Testament en Ou. Die ou Israel-nasies, saam met al die ander Genesis 10 Adamitiese nasies, van 'n groot deel van suidelike en oostelike Europa, en die hele Afrika en Asië is lank gelede vernietig,
oorval en uitgebaster deur vreemdelinge. Die Arabiere, Turke en Mongole is die resultaat vandag. Dit was deel van die vloed van die slang wat in Openbaring 12 vers 15 voorspel was, en ons moet ook let op Jeremia 46 vers 28 wat verklaar: Jy, o my knegt Jakob, wees nie bevrees nie, sê Jahweh, want ek is met jou, want ek sal 'n einde maak aan al die nasies waarheen ek jou verdryf het, maar aan jou sal ek geen einde maak nie, maar ek sal jou tugtig met mate, al sal ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie. Soos die stamme van verstrooide Israel weer in Europa bymekaar gekom het en vir baie eeue daar gebly het, was Europa nie 'n eindbestemming vir baie van hulle nie. Daar was ander profesieë wat vervul moes word. Hoe verder die kinders van Israel vanaf die beloofde land gereis het, hoe sterker 'n nasie het hulle geword tussen die nasies waarheen hulle gedryf was, soos beskryf in Micha hoofstuk 4. Jesaja hoofstuk 56 is een profesie oor die toekomstige herinsameling van Israel vanuit die nasies waarheen hulle verstrooi was, terug na die beloofde land. In Jesaja 56 vers 8 staan daar geskrywe: Die Meester Jahweh wat versamel diegene wat van Israel verdryf is, praat: Ek sal by hom nog meer versamel by sy versameldes. Hierdie nog meer versamel by sy versameldes spreek van die res van die Israeliete wat tot in die uithoeke van die aarde versprei is, as ook diegene vanuit die ander Adamitiese nasies wat hul tot Majesteit Jahweh bekeer en in die geloof van Yeshua die Messias wandel, soos wat die evangelie onder hulle versprei word, agter die verlore skape van die huis van Israel aan. Die uitlanders, ontmandes en die droë boom, waarvan gepraat word in Jesaja 56 vers 3 en vers 6, is die verstrooides van Israel en die Adamite wat hulle by Majesteit Jahweh aansluit. Dit is so, omdat Israel verban was in straf, verstoot en vervreemd van Majesteit Jahweh, maar wat later versoen is deur sy seun Yeshua se offer en die nuwe verbond, wat die apostels verduidelik het in Efesiërs 2 vers 12 tot 19, Kolossense 1 vers 20 tot 22 en 1 Petrus 2 vers 9 tot 11. Terwyl baie swak, universalistiese pastore Jesaja 56 vers 1 tot 8 as 'n verskoning gebruik om vreemdelinge in hul gemeentes toe te laat, weier hulle om te sien dat die nuwe verbond slegs gesluit is met die huise wat die families is van Israel en Jehuda. Dit word uitdruklik gestel in Jeremia 31 vers 31 tot 33, wat Paulus dan in Romeine 9 vers 4 en in Hebreërs 8 vers 8 tot 13 herhaal. Doch het Majesteit Jahweh onse Elohim sekerlik voorsien dat ons herders, sy wagters, soos hulle in Jesaja 56 vers 10 genoem word, Jesaja 56 vers 1 tot 8 verkeerd sou interpreteer, soos hulle met baie van die skrif in hul eie hebsug en onkunde doen. Jesaja 56 vers 9 tot 12 lees as volg: Al julle wilde diere van die veld, kom eet, al julle wilde diere in die bos. Hulle wagte is almal blind, hulle merk niks nie. Hulle is almal stom honde wat nie kan blaf nie, wat dromerig lê, lief is om te sluimer. En die honde is gulsig, hulle ken geen versadiging nie, en herders is hulle wat nie weet om op te merk nie. Almal loop hulle eie pad, elkeen na sy onregverdige wins, almal saam. Kom, sê hulle, laat ek wyn gaan haal, en laat ons sterk drank drink, en die dag van môre sal wees soos vandag, buitengewoon groot.
As gevolg van mense soos hulle, word die diere van die veld, 'n frase wat gebruik word as 'n allegoriese term vir die nie-Adamiese rasse, die geleentheid gegee om die kinders van Israel te kom verslind. Hierdie allegoriese term word onder andere gevind in Genesis 9 vers 5, Exodus 19 vers 13, Exodus 22 vers 19, Levitikus 20 vers 15 tot 16 en Hebreërs 12 vers 20. Terwyl die meeste blanke mans en vroue blykbaar weet dat dit verkeerd is om toe te laat dat die volksvreemdes ons oorval, vertel die pastore en kerke vir ons anders. Dikwels is dit sogenaamde Christelike uitreikbedieninge en sendelingsbedieninge wat al die wêreldse uitheemse volksvreemdes in ons voorheen heeltemal blanke gemeenskappe inbring. Dit kan tereg 'n doelgerigte kanker genoem word. Ons het sekerlik geen politieke oplossing vir hierdie dilemma nie, met die meeste van ons eie politici in beide groot partye en die meeste van ons sogenaamde kerkleiers ook, wat in lyn is teen die blanke Adamiese beskawing. In Jeremia 31 vers 31 vind ons die belofte van 'n nuwe verbond wat gemaak word met die huise, dit is die genetiese families van Israel en Jehuda. Terwyl hierdie nuwe verbond aangekondig word by die wederkoms van Yeshua die gesalfde een, het die finale verlossing van Israel nog nie plaasgevind nie. Sien byvoorbeeld Romeine 8 vers 21 tot 23. En daarom bespreek Jeremia 31 vers 31 die hoogtepunt van die nuwe verbond en nie die aankondiging daarvan nie. En daardie hoogtepunt sal by Yeshua die Messias se wederkoms plaasvind. Soos beskryf in Openbaring hoofstukke 19 en 21. Dat hierdie interpretasie korrek is duidelik as u Jeremia 31 vers 34 en Jeremia 31 vers 40 lees en vergelyk gerus daarby Jesegiel hoofstuk 39. Die groot vervanging of the great replacement se uiteindelike kerndoel is die totale vernietiging van blanke Israel in verstrooiing. Ons lees in Psalm 83 vers 1 tot 18 as volg. 'n lied, 'n psalm van Asaf. O Elohim, hou u nie stil nie, swyg nie en rus nie, o El, want kyk, u vyande maak geraas en u haters steek die hoof op. Teen u volk smee hulle listige plan en hou onder mekaar raad teen u verborgenis. Hulle sê, kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie. Want hulle het van harte saam raad gehou. Teen u sluit hulle 'n verbond, die tente van Edom en die Ismaelite, Moab en die Hagareners, Gebal en Ammon en Amalek en Peleshet saam met die inwoners van Tsor. Ook het Asher by hulle aangesluit. Hulle is 'n arm vir die kinders van Lot. Selah. Maak met hulle soos met Midian, soos met Sisera, soos met Jawin by die spruit Kishon. Hulle is vernietig by Endor. Hulle het mis geword vir die grond. Maak hulle, hul edeles, soos Oreb en Zeeb, en al hulle vorste soos Zewag en Salmuna, wat sê, laat ons die woninge van Elohim vir ons in besit neem. My Elohim, maak hulle soos strooi, soos stoppels voor die wind, soos vuur wat 'n bos verbrand, en soos die vlam wat berge aan die brand steek. Vervolg hulle so met u storm, en verskrik hulle met u stormwind. Oordek hulle aangesig met skande, dat hulle u naam kan soek, o Yahweh. Maar medebroers en susters, mede volksgenote,
Majesteit Jahwe sal nie Israel se totale vernietiging aan die hande van volksvreemdes toelaat nie. Selfs die Edomiet se grafsteen is lank reeds geskryf en staan gereed, naamlik die boek van Obadja. Gaan lees dit gerus wat Elohim met Edom gaan doen. Maar ons lees in Jeremia 31 vers 35 tot 40 dat Israel nie totaal vernietig sal word nie. So sê Jahwe wat die son gee tot 'n lig oordag, die ordeninge van die maan en van die sterre tot 'n lig in die nag, wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis. Jahwe van die leerskare is sy naam. As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, sê Jahwe, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om 'n volk te wees voor my aangesig vir altyd. So sê Jahwe, as die hemele daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal ek ook die hele nageslag van Israel verwerp weens alles wat hulle gedoen het, sê Jahwe. Kyk, daar kom daar, sê Jahwe, dat die stad vir Jahwe herbou sal word, van die toring Gananel af tot by die hoekpoort, en die meetsnoer sal verder reguit aanloop tot by die heuwel Gareb, en swaai na Goa toe, en die hele dal van die lyke en van die as, en al die velde tot by die spruit Kidron, tot by die hoek van die perdepoort teen die ooste, sal aan Jahwe afgesonder wees. Dit sal nie weer uitgeruk of verwoes word in ewigheid nie. Israel word oorlewing verseker deur Elohim. Halleluja! Maleagi 3 vers 6. Want ek, Jahwe, verander nie. Daarom is julle, seuns van Jakob, nie verteer nie. In Jeremia 31 vers 27 tot 30, net voor die profesie aangaande die nuwe verbond, vind ons die volgende, en ek haal aan. Kyk, daar kom daar, sê Jahwe, dat ek die huis van Israel en die huis van Jehuda sal besaai met saad van Adamiete en van diere. En soos ek oor hulle wakker was om uit te ruk en om te gooi en te verwoes en te vernietig en skade aan te doen, so sal ek oor hulle wakker wees om te bou en te plant, sê Jahwe. In daardie dae sal hulle nie meer sê nie, die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword, maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe. Elke Adamiet wat die groen druiwe eet, sy tande sal stomp word. Sekerlik aangesien die saad van Adamiete, dit is die woord vir mens, Adam, Strongse woord nommer 120, die blanke ras verteenwoordig, dan moet die saad van diere die nie-Adamiese rasse verteenwoordig waarmee al die Israel-nasies van die wêreld tans gesaai is. Elohim gaan mos nie ons tussen Adamiete en tussen diere, soos in tiere en leeu's en olifante en ander diere op die aarde saai nie. So hier is weer 'n metaforiese of allegoriese term vir die nie-Adamiese rasse. Hierdie uitheemse en volksvreemde vloede is dus 'n toets van Jahwe ons Elohim, 'n straf vir ons ongeregtigheid soos hy ons in Levitikus en Deuteronomium gewaarsku het. Tog vrywaar dit beslis nie die skuldiges van hul misdade nie, naamlik daardie bose mense wat graag wil hê dat die blanke ras deur die volksvreemdes verteer word. Want elkeen wat die suurdruiwe eet, sal sterwe. Dat hierdie eet van suurdruiwe hier rasvermenging verteenwoordig, blyk elders in die skrif. In Judas 7 sien ons die sonde van die mense van Sodom was hoerery, die strewe na vreemde, dit is die Griekse woord heteros, Strongse woord nommer 2087, ander of vreemde vlees. Ja, die strewe na vreemde, ander of vreemde vlees. Paulus waarsku ons dikwels teen hoerery. In Deuteronomium 32 vers 32 sien ons die wingerdstok van Sodom
in vergelyking langs giftige druiwe waarvan die trosse bitter is. Terwyl rasvermenging altyd die kinders wat daaruit voortspruit seer gemaak het, kom die dag wanneer die rasvermengers self swaar gestraf sal word. Dit is die tyd wat ons vandag in die gesig staar, medebroers en susters, net voor die hoogtepunt van die nuwe verbond met die Meester Yeshua se wederkoms. Kyk gerus om jou en kyk wat gebeur in alle Europese blanke nasies. Dit is die tyd wat ons nou in die gesig staar. Ons lees verder in Daniël 2 vers 31 tot 35. U, o koning, het 'n gesig gehad. Kyk, daar was 'n groot beeld. Hierdie beeld was hoog en sy glans was buitengewoon. Dit het voor u gestaan en sy voorkoms was vreesaanjaend. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster. Sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. U het gekyk totdat daar sonder toedoen van mensehande 'n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en dit fyn gestamp het. Toe is te gelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp en dit het so skaf geword van die dorsvloere in die somer wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het, het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het. Dit is die droom. Sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. U, o koning, koning van die konings, aan wie die Elohim van die hemel die koningskap, die krag en die sterkte en die eer verleen het, en in wie se hand hy in die hele bewoonde wêreld die seuns van Adam, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat hy u as heerser oor hulle almal aangestel het. U is die hoof van goud, en na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as u sin, daarna 'n ander, 'n derde koninkryk van koper wat oor die hele aarde sal heers, en die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juis omdat yster alles fyn stamp en verpletter, en soos die yster wat vergrys, sal hy dit alles fyn stamp en vergrys, en dat die voete en die tone soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deels van yster was, dit sal 'n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het, en dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is, 'n gedeelte van die koninkryk sal hard en 'n gedeelte sal bros wees. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae van daardie konings sal die Elohim van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Net soos u gesien het dat sonder toedoen van mensehande 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die groote Elohim het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. Broers en susters, mede-volksgenote, ek wil aan u voorstel dat ons nou al minstens 90 jaar in hierdie tydperk verkeer. Kort na die Eerste Wêreldoorlog het uitheemse en gemengde rasse begin om blanke Europeërs as die primêre immigrante na Amerika en ander Europese lande te verduister. Oor die afgelope paar dekades
het die nie-Adamiese rasse in al die blanke nasies in toenemende getalle ingestroom en in verskeie lande die blankes tot minderhede in hul eie lande gedwing, en baie is reeds in die proses om in die volgende dekade of 3 in dieselfde toestand te val, naamlik blanke minderhede in hul eie lande. Dit moet beslis wees wat Jeremia in hoofstuk 31 vers 27 beskryf, en ek haal aan: Kyk, daar kom daar, sê Jahwe, dat ek die huis van Israel en die huis van Jehuda sal besaai met saad van Adamiete en van diere. Die werklike persentasie blankes wêreldwyd is ongeveer 8% van die totale wêreldbevolking tans. Die profeet Jesaja het 'n waarskuwing gerig dat Israel in die minderheid sal wees tussen die nasies waarheen hulle verdryf is. Jesaja 10 vers 20 tot 23. En in daardie dag sal die oorblyfsel van Israel en die wat ontvlug het van die huis van Jakob nie meer voortgaan om te steun op hom wat hulle slaan nie, maar hulle sal steun op Jahwe, die afgesonderde van Israel, in opregtheid. Die oorblyfsel sal terugkom, die oorblyfsel van Jakob na die sterke El toe. Want al was jou volk, o Israel, soos die sand van die see, net 'n oorblyfsel van hulle sal terugkom. Die vernietiging is vasbesluit en vloei oor van geregtigheid, want 'n vernietiging wat vasbesluit is, sal die meester Jahwe van die leerskare voltrek in die midde van die hele aarde. Tog het ons in Lukas 16 vers 16 tot 18 'n versekering, dat maak nie saak wie probeer om hulle pad in die koninkryk van Majesteit Jahwe in te dwing nie, waarvoor sien ook Matteus 11 vers 12, sal hy net die kinders van Israel as sy bruid en volk aanvaar. Onthou, Israel is die enigste volk op aarde met wie die Almagtige verbond gesluit het, met geen ander volk of nasie op aarde nie. Op die ou end is dit net die 12 stamme van Israel en die ander Adamiete wat hulle by die huis van Israel aansluit, wat die koninkryk sal beerwe, die nasies wat van Abraham afgestam het deur Isak en Jakob. Openbaring 19 vers 1 tot 10. En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die verlossing en die grootheid en die eer en die krag aan Jahwe ons Elohim, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek, en vir die tweede maal het hulle gesê: Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid, en die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en Elohim aanbid wat op die troon sit en gesê: Amen, halleluja, en 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê: Prys ons Elohim, al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê: Halleluja, want Jahwe Elohim, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die afgesonderdes. Toe sê hy vir my: skryf, geseënd is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my: dit is die waaragtige woorde van Elohim. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê: moenie, ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broers, wat die getuienis van Yeshua het, aanbid Elohim.
want die getuienis van Joshua is die gees van die profesie. Openbaring 21 vers 1 tot 12. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die afgesonderde stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van Elohim uit die hemel, voorberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van Elohim is by die Adamiete, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en Elohim self sal by hulle wees as hulle Elohim. En Elohim sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alef en die Taf, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n Elohim wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en gruwelikes, en moordenaars, en hoereerders, en towenaars, en afgodedienaars, en al die leuenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. En een van die 7 boodskappers wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla, het na my gekom en met my gepraat en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n hoë en groot berg, en my die groot stad getoon, die afgesonderde Jerusalem, wat uit die hemel van Elohim neerdal. En dit het die voortreffelikheid van Elohim gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspis steen. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, en by die 12 poorte boodskappers, en name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. U sien, dit is aan geen ander volk oorgelaat nie, net die volk wat op die hele aarde alleen verbonde met die skepper van die heelal het, naamlik Israel. Openbaring 21 vers 24 tot 26. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle grootheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie, en hulle sal die grootheid en die eer van die nasies daarin bring. En ons Saksiese Israeliete het baie ander versekerings, want maak nie saak hoe hard ons politici en kerke probeer om ons met volksvreemdes te vervang nie, stel Daniël 2 vers 44 deels, en ek quoteer, die koninkryk sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. En Daniël 7 vers 27 sê dat die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee word aan die volk van die afgesonderdes van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Jesegiel 37 vers 27 tot 28 beloof dat Majesteit Jahweh Israel sal afsonder. En my tentwoning sal oor hulle wees, en ek sal vir hulle 'n Elohim wees en hulle vir my 'n volk wees. En die nasies sal weet dat ek Jahweh is wat Israel afsonder, as my afgesonderde plek vir ewig in hulle midde sal wees. In Joël 3 vers 9 tot 17 beloof Majesteit Jahweh as volg: roep dit uit onder die nasies,
sonder 'n oorlog af. Wek die helde op, laat al die soldate naderkom, opruk, smee van julle pikke swaarde en van julle snoeimesse spiese, laat die swakke sê, ek is 'n held. Haas julle en kom aan, alle nasies rondom en versamel julle. Laat u helde Jahwe daarheen aftrek. Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Jehoshafat, want daar sal ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom. Steek die sekel in, want die oes is ryp. Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor, want hulle boosheid is groot. 'n groot aantal, 'n skare in die dal van beslissing, want naby is die dag van Jahwe in die dal van beslissing. Die son en die maan word verduister, en die sterre trek hulle glans in. En Jahwe brul uit Sion, en uit Jerusalem verhef hy sy stem, sodat hemel en aarde bewe. Maar Jahwe sal 'n toevlug wees vir sy volk, en 'n skuilplek vir die kinders van Israel. Dan sal julle weet dat ek Jahwe julle Elohim is, wat woon op Sion, my afgesonderde berg. Dan sal Jerusalem 'n afgesonderde plek wees, waar geen vreemdes meer deur sal trek nie. Medebroers en susters, medevolksgenote, dus, ten spyte van die voorstanders van rasvermenging, sal al die volksvreemdes onder ons vernietig word. Maar hoeveel van die kinders van Israel sal saam met hulle verdelg word? Joël hoofstuk 1 beskryf die ekonomiese toestande van die kinders van Israel in 'n land bedek met parasiete, die nie-Adamiese rasse. Joël 1 vers 1 tot 8. Die woord van Jahwe wat tot Joël, die seun van Petuel, gekom het. Hoor dit, o oudstes, en luister, alle inwoners van die land. Het so iets ooit in julle dae of in die dae van julle vaders plaasgevind? Vertel daarvan aan julle kinders, en julle kinders aan hulle kinders, en hulle kinders aan die volgende geslag. Wat die afknyper laat oorbly het die trekspringkaan verslind. En wat die trekspringkaan laat oorbly het die voetganger verslind. En wat die voetganger laat oorbly het die kaalvreter verslind. Word wakker, julle dronkaards, en ween, en huil al julle wyndrinkers, oor die mos, omdat dit van julle mond weggeruk is, want 'n sterk en ontelbare nasie het opgetrek oor my land. Sy tande is leeutande, en dit kan byt soos 'n leeuwin. Dit het my wingerdstok verwoes en my vyeboom versplinter. Dit het al sy bas afgeskil en weggegooi. Die lote daarvan het wit geword. Wie klaag soos 'n jonk vrou wat oor die bruidegom van haar jeug met 'n roukleed omgord is. Die springkaan, die afknyper, die trekspringkaan, die kaalvreter. Dit is wat ons vandag ly. In Joël 2 vers 16 tot 17 het ons 'n oproep tot bekering. Versamel die volk, sonder die gemeente af, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suigelinge. Laat die bruidegom uit sy kamer uitgaan en die bruid uit haar slaap vertrek. Laat die priesters, die dienaars van Jahwe, tussen die voorportaal en die altaar ween en sê, O Jahwe, spaar u volk en gee u erfdeel nie oor aan oneer, dat die nasies met hulle spot nie. Waarom sou hulle onder die volke sê, waar is hulle Elohim? Broers en susters, dit is presies die stand van godsdienstige sake in ons blanke nasies vandag. Na hierdie oproep tot bekering sien ons 'n belofte van verlossing en herstel in Joël 2 vers 25 tot 27 wat lui, en ek sal julle vergoed die jare wat die trekspringkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het, my groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die naam van Jahwe julle Elohim prys, wat wonderbaar met julle gehandel het.
en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. En julle sal weet dat ek in die midde van Israel is, en dat ek Jahwe julle Elohim is, en niemand anders nie. En my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. So sien ons dat die springkaan, die afknyper, die trekspringkaan en die kaalvreter die groot leer is wat Majesteit Jahwe onder ons gestuur het. Dit moet dieselfde ding beskryf as die saad van diere van Jeremia hoofstuk 31 vers 27 wat ons vroeër gelees het. Dit is inderdaad wat ons vandag lei. En ons sien ons pad na bevryding is in bekering, as die mense maar net wil oplet en agslaan. Voordat ons tot bekering kan kom, het ons 'n duidelike visie nodig van presies watter sonde dit is waaroor ons bekeer. Paulus herhaal die belofte van Elohim in 2 Korintiërs hoofstuk 6, soos Elohim gesê het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle Elohim wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, stel julle apart, sê Jahwe, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Ons het geen evangelieboodskap vir die onreine nie. Daar is geen evangelie vir volksvreemdes nie. Slegs die kinders van Israel is gereinig deur die offer van Yeshua, volgens die woord van Elohim deur sy profete, want Israel is die enigste volk wat verbond gehad het met Elohim, en Israel is die enigste volk wat daardie verbond oortree het en nodig gehad het dat 'n verlosser moes kom om hulle te verlos van hulle sondes wat hulle gepleeg het teen die Allerhoogste deurdat hulle sy verbond verbreek het. Hierdie dinge behoort aan geen ander volk nie, medebroers en susters. Ek hoop dit maak sin. As ons weier om absoluut duidelik te wees oor die rasseboodskap van die evangelie en verbonde van Elohim, word ons verstrooiers en nie versamelaars nie. Ons weerstaan Elohim en hy sal ons des te meer straf vir ons weerstand. Petrus, wat in sy eerste brief aan die uitverkorenes geskryf het, het aan die bywoners wat oor verskillende plekke in Anatolië versprei was gesê, maar julle is 'n uitverkore ras, 'n koninklike priesterdom, 'n afgesonderde volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van Elohim is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys was nie, maar nou bewys is. Petrus het dit nie aan Jode geskryf nie, maar aan verlore Griekse en Keltiese Israeliete en die ander Adamiese Israeliete wat in verstrooiing is. Petrus het dit nie aan Jode geskryf nie, maar aan verlore Griekse en Keltiese Israeliete in verstrooiing. 1 Petrus 2 vers 9 is 'n doelgerigte verwysing na Eksodus 19 vers 5 tot 6 en 1 Petrus 2 vers 10 is 'n doelgerigte verwysing na Hosea 1 vers 9 tot 11 wat net Israel aangaan. Kom ons lees Eksodus 19 vers 5 tot 6. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n afgesonderde nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Hosea 1 vers 9 tot 11. En hy het gesê, noem hom Lo-Ami, want julle is nie my volk nie, en ek sal nie julle sin wees nie. Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie. En in plaas dat aan hulle gesê word, julle is nie my volk nie, sal aan hulle gesê word,
julle is kinders van die lewende El. Dan sal die kinders van Jehuda en die kinders van Jesrael almal saam vergader en vir hulle een hoof aanstel en uit die land optrek, want groot is die dag van Jezreel. Amos 3 vers 1 tot 2 sluit hierby aan. Hoor hierdie woord wat Jahwe oor julle gesê het, o kinders van Jesrael, oor die hele geslag wat ek uit Mitsraim laat optrek het, naamlik, julle alleen het ek geken uit al die geslagte van die aarde. Daarom sal ek by julle straf uitoefen op al julle ongeregtighede. Maak nie saak hoe lank of hoeveel van hulle weerstand bied nie. Die kinders van Israel sal uiteindelik 'n heilige en aparte volk wees, of hulle daarvan hou of nie. Aangesien Isak deur Abraham op die altaar geplaas was en die feit dat Yeshua Mashiach hulle teruggekoop het, wat die betekenis van verlossing is, nadat hulle geskei was omdat hulle hulself aan sonde verkoop het, het hulle geen ander keuse as om heilig of apart gesteld te word nie. Soos Paulus in 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 verduidelik het, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die afgesonderde gees wat in julle is, wat julle van Elohim het, en dat julle nie aan julle self behoort nie? Want julle is duur gekoop, vereer Elohim dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan Elohim behoort. Net so het Paulus aan die Filippense gesê in Filippense 2 vers 14 tot 16. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van Elohim sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van die Messias, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Hiermee verwys Paulus sekerlik na Yeshua se wederkoms. In 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 18 waarsku Paulus ons om onsself te skei van die onreine, want die Mashiach het geen ooreenstemming met Belial nie. Babylon is die woord wat gebruik word om die wêreldse politieke, ekonomiese en godsdienstige stelsels aan die einde van dae te beskryf. Beide Belial, wat waardeloosheid beteken, en Babylon, vanaf 'n woord wat verwarring beteken, is oorspronklik Hebreëse woorde wat afkomstig is van stamwoorde wat iets gemeng beskryf. Sien Strong se Hebreëse woordeboek nommer 894, nommer 1101, nommer 1097 en nommer 1098 vir verdere studie. Vandag se godsdienstige, politieke en sosiale organisasies bevorder alles gemeng en hulle streef daarna om alles wat nie gemeng is nie te besoedel. Kyk gerus rondom u en u sal dit sien. Die ondergang van Babylon word in Openbaring hoofstukke 17 tot 18 voorspel. By Openbaring 18 vers 4 word die kinders van Jesrael gewaarsku, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Met soveel skriftuurlike profesieë wat vervul word, moet 'n mens dit waag om ligweg aan die balans te dink? Waarlik, 'n vriend van die wêreld is die vyand van Elohim, volgens Jakobus 4 vers 4. Inderdaad, wat ons vandag waarneem, is deur die profete geprofeteer. Ons word bemoedig in Jeremia 46 vers 28. Jy, o my knegt Jakob, wees nie bevrees nie, sê Jahwe, want ek is met jou, want ek sal 'n einde maak aan al die nasies waarheen ek jou verdryf het, maar aan jou sal ek geen einde maak nie, maar ek sal jou tugtig met mate, al sal ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie. Waar die kinders van Israel ook al deurgang gehad het op hulle reise
het daardie nasie waar hulle deurgegaan het geen toekoms gehad wat die moeite werd is om in te belê nie. Psalm 118 is 'n messiaanse profesie vir die wederkoms van Yeshua die Messias, die gesalfde een, en 'n gebed wat die hele Israel vandag moet uitspreek. Kom ons lees saam. Loof Yahweh, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Laat Israel dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Laat die huis van Aaron dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Laat die wat Yahweh vrees dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is. Uit die benoudheid het ek ja aangeroep. Ja het my verhoor in die ruimte. Yahweh is vir my, ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n Adamiet my doen? Yahweh is vir my as my helper. So sal ek dan neersien op die wat my haat. Dit is beter om by Yahweh te skuil as om op Adamiete te vertrou. Dit is beter om by Yahweh te skuil as om op edeles te vertrou. Al die heidene het my omsingel. Dit is in die naam van Yahweh dat ek hulle stikkend gekap het. Hulle het my omsingel, ja, hulle het my omsingel. Dit is in die naam van Yahweh dat ek hulle stikkend gekap het. Hulle het my omsingel soos bye. Hulle is uitgeblus soos 'n doringtak vuur. Dit is in die naam van Yahweh dat ek hulle stikkend gekap het. In Jesaja 41 vers 8 tot 12 waarborg Majesteit Yahweh weer die volkome vernietiging van almal wat in die laaste dae teen die kinders van Israel opstaan. Maar jy, Israel, my knegt, Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, jy, wat ek gegryp het aan die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het, en ek het aan jou gesê, jy is my knegt, jou het ek uitverkies en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou Elohim. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaamd staan en in die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks, en jou teeparty sal omkom. Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie. Die manne wat met jou twis, hulle sal word soos niks en soos 'n nietige ding, die manne wat teen jou oorlog voer. Mede-volksgenote, broers en susters, die springkaan, die afknyper, die trekspringkaan, die kaalvreter. As hierdie entiteite wat deur Joël beskryf word, die groot leer is, wat Majesteit Yahweh onder ons gestuur het, duidelik om ons te tugtig en om ons te toets, dan is hierdie entiteite nog 'n allegoriese gelykenis vir die diere wat Elohim die huis van Israel en die huis van Jehuda mee gesaai het in hierdie tye, soos hy gespreek het in Jeremia hoofstuk 31, verse 27 tot 30 wat ons in die begin van hierdie studie gelees het. Die springkaan, die afknyper, die trekspringkaan, die kaalvreter. Al hierdie groepe soek vandag die vernietiging van die blanke wêreld, sonder uitsondering, met die Edomiet wat agter stuur van hierdie sake sit. Met Yeshua se wederkoms sal al hierdie struikelblokke en alles wat aanstoot gee uit die weg geruim word. Majesteit Yahweh sal Israel weer apart stel, soos beloof in baie van die profesieë wat in hierdie studie aangehaal is. Daarom word in Openbaring hoofstukke 21 en 22 alleenlik die 12 stamme van die kinders van Israel genoem en geen ander nie. Slegs diegene wat die wil van Elohim weerstaan, kan dink dat daar ander kan wees. Verstrooide Israel verkeer nou toenemend onder die benoudheid van Jakob, die strafgerig waarin ons uiteindelik verlos gaan word deur die Almagtige wanneer ons
tot hom bekeer met ons hele hart, siel, verstand en krag. Jesaja 1 vers 27 tot 28. Sion sal deur strafgerig verlos word en die van hom wat terugkeer deur geregtigheid. Maar daar sal verbreking wees van die oortreders en die sondaars almal saam, en die wat Jahwe verlaat, sal omkom. Jeremia 30 vers 4 tot 9. En dit is die woorde wat Jahwe gesê het oor Israel en Jehuda. Want so sê Jahwe, ons het 'n stem van verskrikking gehoor, daar is vrees en geen vrede nie. Vra tog en kyk of 'n manspersoon kinders verwek. Waarom sien ek elke man met sy hande op sy heupe soos een wat 'n kind verwek, en is alle aangesigte in bleekheid verander? Wee, want die dag is groot sonder weerga, en dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob, maar hy sal daaruit verlos word. En op daardie dag, sê Jahwe van die leerskare, sal ek sy juk verbreek van jou nek af, en jou stroppe stikkend ruk, en vreemdes sal hom nie meer diensbaar maak nie. Maar hulle sal Jahwe hulle Elohim dien, en hulle koning Dawid, wat ek vir hulle sal verwek. Halleluja! Medebroers en susters, medevolksgenote, ek plaas die volgende skakel op die skerm vir u gerief. Gaan kyk asseblief na hierdie video, dit is baie belangrik, sodat u werklik kan sien wat in die geskiedenis aangegaan het en die patroon kan raak sien van wat nou aangaan. Dit sal ook u verder help om dit wat ek nou hier in hierdie studie behandel het, nog meer raak te sien en dat u oë sal oopgaan. En ek vra ook asseblief dat u hierdie video en hierdie skakels wat ek in hierdie video gedeel het vir u gerief met ander volksgenote daar buite sal deel, sodat hulle ook kan wakker skrik en ontwaak met wat aangaan in die wêreld, en dat hulle hopelik ook na Jahwe ons Elohim sal terugkeer en weer in sy weë sal begin wandel, deur geloof in Yeshua die gesalfde en sy seun. Amen. Halleluja. Geseënde dag vir elkeen.